Ons begin met 'n onderwerp wat steeds opstaan maak en dit is die onteieningswet. Vanaand neem ons dit verder. Die hoof van veldtogte by die Instituut vir Rasseverhoudinge, Herman Pretorius, sê in 'n meningsstuk dat groot landbou boere met sy sogenaamde paai-beleid verraai. Hy is hier om verder daaroor te gesels en saam met hom is die politieke ontleder Professor Piet Kroukamp en die hoof van Agri SA, Johan Kotse. Herman, so in jou meningsstuk wat nogals opslag gemaak het, sê jy Agri SA, groot landbou, kommersiële landbou dan nou verraai hul lede deur om nie kliphard die onteieningswet te verwerp nie. Waarom sê jy so? Want dis wat ek hoor van boere en ek dink dis wat ook, as mens gaan kyk na wat mense soos Johan skryf, is daar 'n moeilike balans wat hulle probeer handhaaf. Aan die een kant word daar gewaarsku dat hierdie wet gevaarlik is, maar aan die ander kant word hierdie wet gewaarsku net op 'n beperkte 2 punte, terwyl daar baie meer as 2 punte in hierdie wet is wat problematies is. Johan se kollega het op 'n verhoog by NAMPO gesê dis slegs die definisie van onteiening wat 'n probleem is en die feit dat nul vergoeding nie in terme van artikel 25 van die grondwet korrek is nie. Maar ek dink die gevare van hierdie wet gaan baie wyer. Ons kan kyk na die definisie van eiendom in terme van hierdie wet. Dit sluit nie net plase in nie, dit kan enigiets van 'n seelversameling tot 'n plaas affekteer. Ons kan kyk na die rol van die howe, wat nie die verdedigingsmaatreël is wat ons gehoor het by NAMPO die geval is nie. En as mens dan gaan kyk na wat Johan ook self geskryf het in 'n opiniestuk vroeër hierdie jaar en ek dink Februarie, het hy gesê dat hierdie wet geen nie nuwe onteieningsmagte wat voorheen nie bestaan het nie. Dis eenvoudig nie waar nie. In die 1975 wet wat hierdie wet vervang het, was daar 'n basis van markwaarde, daar was kompensasie vir verlies aan inkomste, daar was behoorlike in terme van minstens toegang tot die howe meer sekerheid. Ons het van Willem de Chavannes Vrug, ek dink dis hoe mense sy naam sê, ek struikel elke keer oor al 3 gedeeltes van sy naam, het gesê dat ook dat die howe hier 'n beskermende rol speel, maar dis ongelukkig nie waar nie. So as mens gaan kyk na wat die werklike gevare van hierdie wet is, dink ek baie daarvan word geminimaliseer deur groot landbou. Johan, jou reaksie daarop? Ja, ek wil eers net sê, ek moes gaan uitvind wat paai beteken, ek dog is iets wat hou eet. So verstaan ek nou, ek paai mense met dit wat ons sê. Ek dink van 2008 af is Agri SA aktief betrokke teen spesifiek die wet, om seker te maak dat ons betrokke bly in die proses om uiteindelik 'n uitkoms te kry vir Suid-Afrikaanse boere. Ek dink een ding wat vir my vreemd is, as ons eers praat oor groot landbou, ek dink mense moet dalk anders daarna kyk om te sê, onthou, ons kyk na landbou in Suid-Afrika en dit sluit in familieboere wie ons is, as landbou, en dit definieer nie vir die kleiner iemand anderste as wat jy 'n groter boer het nie. So dit wat ons doen is oor die spektrum. Ek dink ons was duidelik van dag 1 af dat ons teen die wet is en dat ons baie uitgesproke is daarteen. So dis my vreemd en ek kan vir jou sê, ek dink die kritiek wat 'n mens kry, bring verdeeldheid in plaas daarvan. Dat ons gaan kyk, wat doen ons gesamentlik om wel te sê dat hierdie wet nie noodwendig die uitkoms gaan gee as wat ons in Suid-Afrika wil hê nie. Piet, jy is vertroud met die Suid-Afrikaanse landboulandskap. Waarom is daar onder sommige boere 'n behoefte vir organisasies soos Agri SA om sterker uit te kom teen hierdie wet? Nee, daai assumpsie wat jy maak, baseer jy op wat hy nou gesê het, nee. Ek het ook al met boere gepraat. Ja, maar jy kan met individuele boere praat. Daar sal altyd boere wees wat jy kan kry wat sê ons het 'n probleem met die wet, maar dis omdat daar so baie waninformasie bestaan oor die wet. Kom ek gee vir jou 'n idee. En met alle respek wat hy gesê het. Ek het met 2 regters gaan praat oor hierdie wet. Ek het met verskeie regslui gaan praat oor die wet. Ek het gaan lees wat Weber en Wenzel gesê het. Ek het vir 2 regslui het ek sy brief wat hy geskryf het, of sy stuk met 'n opiniestuk met 'n rapport het ek gesê, geef my 'n opinie hieroor, want ek wil baie graag hieroor gesels uiteindelik met hom. En sonder uitsondering hulle gesê, hy verstaan eenvoudig nie wat aangaan nie. En laat ek dit so stel, as ek 2 regters en regslui wat spesifiek met die wet gemoeid is, se woord moet vat, en ek met iemand wat 'n graad in musiek het, I'll go for the lawyers. LLB ook. Okay, LLB ook. I'll go for the lawyers. Ek gaan vir die mense wat 'n lang ervaring het in grondwetinterpretasie. Kom ek stel dit so, ek vra net vir jou, het jy 'n probleem met die oorspronklike artikel 25 in die grondwet, of is dit fyn met jou? Ek dink dis fyn. Okay, gaaf. Okay, nou, hierdie wet
wat nou is, daar is probleme daar. Almal erken dit. Daar's bepaalde probleme, maar hierdie wet gaan nou na die grondwethof toe gaan of hy gaan na die hof toe gaan en dan moet die hof hom in lyn bring met artikel 25. Ons kan verwag dat dis presies wat gaan gebeur. Om dus nou onrus te saai in georganiseerde landbou oor diverse opinies en menings hieroor. En soos wat hy gesê het, hulle het reeds gesê hulle het bepaalde probleme in bepaalde areas en ons almal vertrou dat die hof uiteindelik die ding gaan uitstryk. Ons weet daar's probleme, maar dit gee nie vir mense reg om geweldige onreg te saai aan landbou, om iemand soos Dan Kriek eenvoudig te beswadder, om Anneliese Crosby eenvoudig te beswadder en te sê hulle weet nie waarvan hulle praat nie, hulle is besig om die boere te mislei. I mean, it's just not true. So ek gee nie om hy het nie 'n slegte argument nie. Al wat ek sê is hy moenie skade berokken in die proses. Soos my goeie vriend Laurie Ackerman wat die grondwethof was, sy regter was, hy het eendag gesê, by overstating your cause, you undermine it. En ek is bevrees, ek dink dit is wat Herman doen. Ek gaan jou kans om te reageer, Herman. Ek dink dit sal nie enigiemand verbaas nie as ek sê ek verskil van Piet. Want die ding is wat die regters dink, maak nie soveel saak as wat in die wet staan nie. Dis wat hulle weet. En kom ons kyk na wat in die wet staan, Piet, want dit is op die einde die legislatiewe instrument. As ons gaan kyk na hierdie wet en na wat Anneliese Crosby hierom gesê het, ek het eenvoudig Dan Kriek self aangehaal, Anneliese Crosby self aangehaal. En wat het hulle gesê? Hulle het onder andere gesê dat Dan Kriek het in 2019 of 2018 gesê dat as die 20% van boere wat 80% van die voedsel produseer, beskerm kan word teen onteiening sonder vergoeding, sal daar vinniger vordering gemaak word met hierdie wet. En ek dink dis 'n walglike standpunt. En as meneer Kriek dit wil verdedig, is hy welkom. Hy het dit nie gesê nie. So die tweede kwessie wat Anneliese Crosby kwyt geraak het, is dat hierdie wet, soos wat Johan ook geskryf het in Februarie, nie nuwe onteieningsmagte skep nie. Dis eenvoudig nie die waarheid nie. Sy het gesê hier is 'n prosedurele wet. Eenvoudig nie die waarheid nie. Dit is 'n baie breë wet. En ek dink as ons gaan kyk na die uitdaging wat daar is vir mense soos Johan, is dit dat Agri SA se struktuur het 3 kamers. Jy het jou provinsiale kamers wat die 14,000 lidboere verteenwoordig. Jy het jou sakekamer en jy het jou kommoditeitskamer. Deel van die sakekamer is 'n entiteit soos Nedbank. Ek het in 2020 persoonlik met Nedbank gekorrespondeer om te hoor as iemand hulle eiendom sou verloor aan onteiening, maar daar is nog steeds geld verskuldig aan Nedbank vir daai eiendom, sal Nedbank aandring daarop dat daai geld betaal word al is die persoon hulle bate kwyt. Nedbank wat 'n lid is van Agri SA het gesê ja. So nou het Agri SA hier 'n probleem. Aan die een kant sê hulle bemagtig boere, maar aan die ander kant sê hulle in dieselfde missiestelling dat hulle moet die hele waardeketting verteenwoordig, maar daar's botsings in die waardeketting en Johan weet dit beter as ek. 'n Boer wil sy goedere verkoop teen die maksimumprys en die volgende skakel, die koöperasie wil dit aankoop teen die minimumprys. So Agri SA moet besluit, is hulle 'n entiteit wat vir boere opstaan, is die delegasie van Agri SA wat deelneem aan dinge soos Nedlac, die boere, is dit die provinsiale kamer of is dit jou kommoditeitskamers en sakekamers, jou Nedbanks, jou John Deere, want daar's inherente botsings. Verstaan jy ons het mis? Hy's nou besig met Agri SA. Ons het nou oor onteiening gepraat. En weet jy, baie wat Herman sê oor onteiening, stem ons 100% saam oor. Ek wil jou vra, Johan, is Agri SA se amptelike standpunt dat die onteieningswet geen bedreiging vir eiendomsreg inhou nie? Nee. Maar Nedbank sê dan Ja, hulle het dit nie gesê. Agri SA het dit. Kom ons gee vir Johan 'n kans. Kom ons gee vir Johan 'n so kans, Herman. weet jy wat is swaar van hierdie? Ek stem met Herman saam oor wat hy sê. Maar nou gaan ek kyk na jou haarkleur. Nou is ek bekommerd daaroor en ek begin nou uitlating daaroor maak en nou gaan dit daar oor jou hare nie meer oor die feit dat ons eintlik saam kan kanker teen 'n wet wat dalk vir ons 'n bedreiging is. Is daar botsings in julle strukture? Nee. Geen botsing. Nee, want ek dink nie Herman verstaan dit goed nie. Jy moet onthou verduidelik vir ons. Die kommoditeite behoort 100% aan die primêre boer. So as ek 'n varkboer is, dan is SAPO, Suid-Afrikaanse varkprodusente, dis ek is 'n varkboer, 'n primêre produsent wat die besigheid het. So jou hele konsep waarmee jy werk is primêr gedryf deur die boere. As jy verstaan hoe die samestelling van Agri SA is, van die grondvlak af boontoe, dan kom jy uiteindelik uit om te sê, maar Herman, ek verstaan jou bekommernis, maar ek dink miskien moet mense ook net die gesprek hê om dit weg te sit. Ek gaan weer teruggaan om vir jou te sê, wat is die negatief van hierdie? Dat ons nie oor dit wat ons kan saamstem, dit by mekaar maak en sê, maar kan ons uiteindelik vir 'n beter Suid-Afrika dit doen nie.
En ek dink dit is waarvoor ons bid. So Herman is reg. Jy kan enige polarisering bring in enige party. Net soos wat Agri-SA apolities is, het jy ook fraksies binne dit. Enige party het dit. En hoe bestuur jy dit binne? Hoe kry jy dit uiteindelik aan die middelgrond toe? Ek kan onopwonde vir jou sê dat Agri-SA staan wel vir daai middelgrond. En die primêre boer is die konsep waarop ons werk. Ons praat baie sterk en ek het waardering vir wat Herman sê byvoorbeeld met familieboere. Weet jy dat familieboere kom al generasies by ons? En familieboerdery is tot by die grootste boerdery is familieboere. So selfs dit definieer dit nie, maar al verskil ons oor die definisie. Wat maak dit saak, byvoorbeeld nou van familieboere? Kan ons nie net kom by 'n punt wat ons sê, Herman, weet jy, ek staan net soos jy saam, om eintlik teen hierdie wet op te staan en te sê, maar ek dink nie dis in die belang van Suid-Afrika nie. Want die ander goeters waaroor ons redeneer, gaan uiteindelik by politiek uitkom. Ons gaan daar iets oor sê oor jou hare, wat gaan maak? Dit gaan nie vir ons 'n uitkoms gee nie. So al wat ek vra is, ek stem nie, verskil nie met Herman nie. En ons het sekerlik verskille tot dit waar ons is. Maar dis nietig as jy kyk na waaroor ons saamstem teen die wet. Piet, maar ek moet jou krabbel. Daar's konsensus dat daar probleemareas in die wet is. En daar's 'n lang lys, langer lys as wat hy genoem het. Wat is die probleme dink jy? Ek dink dat die 400 mense of 400 instansies wat kan onteien is eenvoudig is te oop. Ek vermoed dat wanneer boere uiteindelik hoftes moet gaan vir hulle eie rekening is problematies. Maar wat ek probeer sê is elkeen van hierdie goed gaan uitgedaag word voor die grondwethof. Uiteindelik moet die hof hierdie wet in lyn bring met die grondwet wat hy geen meer probleem met artikel 25 nie. So kom ons veronderstel dat dit is die proses wat gaan gebeur. Hoekom die skade in die middel berokken om te maak asof hulle op een of ander manier opportunisties die kleiner boere ondermyn om die groter boere te bevoordeel en dat hulle dit downplay die konsekwensies van hierdie wet. Dit is presies wat nie gebeur nie. Net om terug te kom, artikel 25 van die grondwet bepaal nog steeds dat onteiening sonder vergoeding nie toelaatbaar is. Daar word nie voorsiening in ons grondwet daarvoor gemaak nie. So sou jy sê die wet is nie die grondwet. Die grondwet maak nie voorsiening vir onteiening sonder vergoeding nie. Dit grondwet maak wel voorsiening uiteindelik vir onteiening teen nul vergoeding. En ek dink dit is een van die goed wat hy totaal verkeerd verstaan. En die minister het dit baie mooi verduidelik te Wes te velde getrek. Die minister het gesê, sê nou maar jy het 'n gebou in middel van Johannesburg wat deur 'n klomp mense van die buiteland geokkupeer word en die eienaar het Europa toe getrek. Nou sit die staat by daai gebou. As hy nou byvoorbeeld van daai mense ontslae moet raak en ander akkommodasie, dit uitgawes. As daar 'n rekening is van elektrisiteit en 'n belastingrekening betaal, dis uitgawes. Dit kan beteken dat uiteindelik as hulle die gebou onteien omdat dit verlaat is, dat as jy al die skuld aftrek, dan kom jy nou by 'n som van nul uit. Maar miskien is onwaarskynlik dit gaan gebeur, but it is possible theoretically. Dit is wat nul vergoeding. Nou word dat teen nul vergoeding te velde getrek. Nou ek dink dis nog 'n ander aspek by die grondwet al waarskynlik die kondisies van nulvergoeding bietjie meer nou kan saamtrek en dit meer spesifiek gaan maak. Maar die feit bestaan is nulvergoeding is nie geen vergoeding nie. En ek dink dit is wat hy verkeerd verstaan. Maar Herman, dit is tog, jy weet, ek dink waar baie mense onseker is, nul en geen. Wat is die verskil? Ek dink die semantiek van daai sal op die einde vir 'n boer nie saak maak nie of hy R0 kry of geen rand. Ek dink dit gaan op die einde dieselfde effek op sy bankbalans hê. Ek wil net iets sê dat hierdie geloof in artikel 25 is ek dink misplaas. Jy het net gesê artikel 25 is goed. Jy het net gesê is goed. Piet, dalk luister wat ek sê voordat jy my idee val. Ek dink dit is 'n goeie artikel, maar ek dink die geloof daarin is misplaas. Dis nie 'n selfafdwingende artikel nie. Ons kan kyk na twee wette wat al reeds met grondwetlike hofgoedkeuring artikel 25 omseil het. Die Nasionale Waterwet van 1998 en die Petroleum en Minerale Hulpbronne Wet van 2002. Twee wette wat twee klasse van eiendom basies toegelaat het om in bewaring geneem te word deur die staat, wat 'n spesiale term is wat deur hierdie wet toegelaat word in sy definisie van onteiening. So om op die grondwet en artikel 25 staat te maak, het nie waterregte of mineraalregte as klasse van eiendomsbates beskerm nie. En dan om te sê dat hierdie is net verdagmakery. Ek kan nie groter daarmee verskil nie. As jy in 'n organisasie is, Johan, wat Nedbank
en 'n boer wat by Nedbank skuld het verteenwoordig. En daar's 'n konflik op die onteiening van 'n bate wat Nedbank voor die geld gegee het en die boer afbetaal. Aan wie se kant gaan Agri SA val in daai omstandighede? Dis nie 'n abstraksie nie, dis nie verdagmakery nie. Dit is hele model het spannings wat nie die groot boere teen die klein boere plaas soos wat Piet sê nie, maar wat groot landbou en die finansiële instansies wat lede is van Agri SA op 'n botsingspad stuur met boere wat hierdeur geaffekteer gaan Johan, word. op daai punt, ek wil jou vra, die DA as federale raad het die besluit gemaak om hierdie onteieningswet te verwerp. Behoort Agri SA nie dieselfde te doen nie? Ons het die wet verwerp. As jy gaan kyk na die skrywe, dis wat ek nie verstaan wat Herman sê nie. Ek bedoel, as jy gaan kyk na die skrywe, as jy gaan spesifiek gaan kyk wat ek geskryf het ons gesê, ons is eksplisiet teen die wet. So, of jy nou van Nedbank praat of nie van Nedbank praat nie, ek dink dis die conflict of interest wat jy tussen die twee het, dis baie simplisties verduidelik, maar ek dink Nedbank en die boer sê tot 'n mate dieselfde. Maar dis 'n gesprek. Wat ek wel vir jou kan sê is dat ons eksplisiet daarteen is. Ons veg al van 2008 af. Ek dink een van die grootste bereike wat daar was is dat Section 25 nooit verander het nie. Dis eintlik fantasties wat gebeur het. So ek gaan weer vir jou sê, wie wat tragies van hierdie. Dis tragies dat ons die gesprek moet hê en eintlik het ons soveel wat ons saam kan doen om verandering te kan maak. En ek dink dis wat Piet tot in 'n mate bedoel om te sê, why do we divide and conquer? Hoekom vat ons nie eerder dan die raakpunte nie? Want ons begin nou delf in 'n konsep wat eintlik nie vir ons uitkoms kan gee nie. So Agri SA is eksplisiet teen die wet. Ek kan jou die skrywes wys om dit vir jou te sê. Nou is dit nie goed genoeg om vir jou te sê dat ons regtig staan vir die boer nie. Dis wie ek is landbou. Okay, Johan, Piet, Herman, baie dankie. Net hierna